Bybel, dis nie ek nie, dis wat die Bybel sê. Die Bybel sê, werk mooi met jou vrou, anders word jou gebede verhinder. Halleluja, susters, pas op as jy hierdie teksvers vir jou man gaan vertel. Hy moet dit self ontdek. Dis een man wat vir 'n ander man moet sê, ou broer, het jy gelees? Nou ek wil baie graag daaroor gepreek het, maar toe gee die Here vir my 'n baie beter plek om te begin as ons praat oor gebed. En ek hoop jy's gereed om vanoggend die woord van die Here te hoor en dit jou eie te maak, om dit werkskennis te maak, om te sê ek gaan dit nou doen. Amen. Kry nie een goeie amen nie, maar die Here sal jou bykom. Halleluja. Kom ons doen ons Bybelverklaring en dan sê ons vir mekaar, hier is my Bybel. Dit leer my van God. God is gees en ek kan bid in gees en waarheid. Ek kies vandag om met my gees te luister, elke belofte aan te neem. Die woord is die waarheid en die waarheid sal my vrymaak. Ek is dankbaar om te kan weet dat my pa was 'n man van gebed gewees. Ek kan dit met 'n lekker hart sê. Ek kan dit met oortuiging sê, dat my pa was 'n man van gebed gewees. En broers, as daar een ding is wat jy kan probeer en wat jy vir jouself as 'n doelwit in die lewe kan stel, dan is dit dat jy sommer baie maklik, as dit gaan oor jou huis, jou vrou en jou kinders en wat ook al, dat jy vir hulle sal sê, maak toe julle oë, laat ons bid. Kom, laat ons bid, nee. En dan bid jy, in die eenvoud van jou hart. Ek dink nogal, die Here reageer heel beste op eenvoudige gebede. Op kort sinnetjie gebede. Op gebede wat uit die oomblik, vanuit die diepte van jou hart kom. En jy kan dit nie 'n langdradigheid maak nie, dis nie 'n lang omvattende bespreking van wie, wat, waar, wanneer nie. Dis net op die punt af, Here, hier is ek. Hoor my gebed. En is in hierdie eenvoud van jou gebed, dat ek glo, dat die Here ook die kerk oproep tot gebed. Want baie mense het iets vergeet, en ek gaan miskien jou laat voel, ek laat jou sleg voel oor gebed, en ek laat jou sleg voel oor jou kerkbywoning, en oor dat daar nie bidure is nie, en ag man, laat daai sleg voel goed verbygaan, kom by die waarheid uit. Kom by wat maak 'n verskil. As daar een ding is wat van die kerk gesteel is dit Woensdag aande se bidure. En ek sê hy's gesteel. Jy weet, want deesdae verstom ek my. So 'n paar jaar gelede het ons predikante vasgeskop, en toe sê ons vir die skole en die plekke waar ons nou insaai het, sê ons vir hulle, julle is nie veronderstel om op 'n Woensdag aand iets te reël wat bots met die kerk se kans om 'n bidtuur te hou nie. En toe dit so vir 'n rukkie weer beter gaan, niks skoolgoeders nie en niks besighede nie. Jy moet nou gaan kyk, jy weet, Woensdag aand is nou die voorkeure aand. Jy weet, om dit te doen en so te maak en hier te kom en daar te gaan, hè. So, ek sê hy's gesteel by die kerk. Woensdag aande is gesteel by die kerk, né. Nou, as ek dit sê, dan wil ek daardie ou prentjie vir jou wakker maak, maar vir 'n spesifieke rede, want ek dink jou gebed moet altyd jou kind in gedagte hê. Al jou gebede is eintlik ter wille van jou kinders. En daarom as 'n gemeente bid, dan bid hulle ook ter wille van hulle kinders. Die groep wat ons sonnaskool of kinderkerk noem. Kyk hoe mooi is dit my, kyk daai seentjie se hande daar, né? En dan sien jy daai pa se hande daar, né? Kinders doen uiteindelik wat paas en maas doen. En ek wil vanoggend vir jou sê, dat ek kan 'n hele paar goed herroep
Veral as ek dink aan my eie pa, dan dink ek aan sekere dinge wat ek later van gesê het, nee, moenie dit doen nie, né? Maar dan is daar ander goed wat ek sê, ek sal aanhou om dit te doen. En nou hou ek maar vir Kobus en Hugo ook dop, en ek hoop hulle gaan ook eendag tot die insig van die waarheid kom. En dan gaan hulle sê, my pa het mos, jy weet. Wie van u wat vanoggend hier sit met vrymoedigheid, wat kinders het, kinders in die huis het, kinders oor see, kinders ver het, ensovoorts, glo dat jy nog 'n rol kan speel in jou kind se lewe. Amen. Jou kind kan nie te oud word, of jy kan nie te oud word, om 'n rol in jou kind se lewe te speel nie. En jy bid met oortuiging oor jou kinders. Nou dit wil ek nou eerste in jou hart wakker gemaak het. Maar, hoekom is daar so geveg as dit kom by gebed en die antwoord van gebed? Waarom is daar soveel mense wat die vraag sal vra? Jy weet, maar ek het gebid en daar het niks gebeur nie, en eintlik het ek gebid en toe gebeur juist die verkeerde ding, die teenoorgestelde ding. Ek wou nie gehad het, dit moes so wees, toe is dit so, nee. Ek dink veral wat ons gesond wees en menswees aanbetref, beland ons so maklik in 'n situasie waar simptome nie weggaan nie of nie opklaar nie, en dan hou ons aan in dit pyn en 'n seer en dis alles, en dan sê ons, nee, wat dit lyk my, ek sal maar moet saam met dit lewe. Ek sal maar moet vrede maak daarmee. En as ek praat oor gebed wat 'n verskil kan maak, dan wil ek hê jy moet weet dat ek dink ons moet die nommer 1 ding reg kry in die kerk. En dit is, ons moet 'n oortuiging hê van dat daar's paas wat bid. En as ons dit nie in die Hebreë kerk kan beleef nie, en ons beleef dit in die Hebreë kerk, inteendeel, ek wil hê jy moet weet, in die nasionale kerk is daar 'n sterk beweging van paas wat saamkom en saam bid en saam die Here vertrou vir die toekoms van die kerk. En daarom moet ons as 'n gemeente ook eintlik 'n plek hê waar paas kan saam bid. Amen. En as ons dit kan regkry, dan wil ek vir jou sê, dan gee hierdie jaar ons weer 'n kans. Hierdie paar maande gee ons 'n kans om te sê, ons manne word opgeroep tot gebed. Ons manne word opgeroep tot gebed. En ek wil vir jou sê, as die ou duiwel iets kan regkry, dan sal hy dit regkry met ons manne. Hy maak ons manne dat hulle ekstra hard moet werk, ekstra oortyd moet werk, dat hulle harder en harder moet werk, want het jy agtergekom dat skoolfonds raak al hoe duurder? En het jy agtergekom dat die hele lewe raak al hoe meer uitdagend? En die druk is gedurig deur, normaalweg, op die een wat die broodwinner van die huis is, of dan die hoofbroodwinner van die huis is. En ek glo, ons vrouens word net so gedreineer. Inteendeel dink ek nie dat ons vrouens so moet ywer en stoei om 'n saak aan die gang te hou as wat dit behoort te wees nie. Ek is oortuig daarvan dat die Here wil hê dat ons vrouens moet meer kan doen in die huis en minder by die werk. Amen. Hulle moet meer kanse, geleentheid by die huis hê as wat hulle by 'n werk vasgevang is. So is ons slawe, ek is oortuig ons is, maar daaroor het ek al myself baie uitgespreek. Kom ons lees saam, en dan gaan ons na die gedeelte wat die voorloper is, nie net van die nagmaal nie, nie net van die kruisdood van Jesus nie, maar wat die voorloper is van die kerk van Jesus, wat die gemeente van Christus moes wees. Hy sê, toe kom Jesus met hulle in 'n plek met die naam van Getsemane. Jy moet weet dat as die Bybel 'n naam spesifiek begin sê, het hy 'n rede daarvoor. En ek gaan nou nie alles kan doen nie, want anders gaan ons tyd ons inhaal en weghardloop. Maar Getsemane het 'n bepaalde betekenis. En nou sê hy vir sy disippels,
Hoor gou weer, hy sê nie vir almal nie, hy sê vir sy disippels. Met ander woorde, die wat nou daar by hom is. Want hulle is die enigstes wat kan hoor. Wanneer ons in die kerk dan sê mense baie keer, pastoor, jy preek vir die verkeerde mense. Dan sê ek maar, waar is die regte mense dan nou? Nee, hulle is by die huis, hulle het nie kerk toe gekom nie. Nou kan jy hoor, jy kan preek vir mense wat teenwoordig is, maar jy kan ook preek vir mense wat nie teenwoordig is nie. En jy kan 'n opmerking maak of jy kan 'n opdrag gee vir iets aan 'n sekere groep. Nou wat sê Jesus? Hy sê vir hulle, sit hier onderwyl ek daar gaan bid. Hoor gou, Jesus begin nie met julle moet bid nie. Hy gee vir hulle 'n plek. Hy gee vir hulle geleentheid. Ek wonder of jy dit saam mee gaan snap in die teks, nê. Kom ek begin weer. Getsemane beteken iets. Disippels sê 'n sekere groep. Plek sê daar's 'n plek. Nou ons weet waar die plek is, dis by die tuin van Getsemane. En iewers daar tussen daardie bome en daardie omgewing het Jesus dit goed gevind om vir sy disippels te sê, sit hier onderwyl ek daar gaan bid. Hoor gou, daar gebeur iets. En ek gaan jou hart wakker maak vanoggend dat jy moet jou verantwoordelikheid opneem oor gebed. Jesus en die meeste gebede in die Bybel, selfs die 21 dae Daniël vas, sal jy verstaan, dat dit was nie 'n kollektief gewees nie, dis nie die hele volk nie, Ester het dit gedoen, sy roep die hele volk op om te gaan vas en bid. En sy sê, julle almal wat julle self Jode noem, dis tyd dat julle iets doen, want daar's 'n krisis, daar's 'n gevaar wat wil gebeur, daar's iets wat skeef gaan loop. En dis vir my so mooi dat Jesus daardie alleen wees ontdek. En hy weet, hy gaan nie nou saam met sy disippels bid nie, hy gaan alleen bid. En kan ek vir jou sê, as jy 'n ware bidder wil leer ken, dan gaan jy agterkom is iemand wat alleen kan bid. Iemand wat weet wat dit is om die binnekamer deur toe te trek. Iemand wat weet wat dit is om na eensame plekke toe te gaan. Iemand wat weet wat dit is om alleen voor God te gaan staan en te sê, Here, ek bring nie die disippels na U toe nie, ek bring myself na U toe. Hy neem toe vir Petrus en die 2 seuns van Zebedeus saam en begin bedroef en benoud word. Dis vir my so mooi dat somtyds gaan jy agterkom dat daar's mense wat maklik saam met jou bid. Daar's mense wat jou hart deel. Kan ek jy dink jy's alleen. Jy dink is net jou probleem. Maar daar's mense wat langs jou wil inskuif. En daarom dat ook in hierdie geval dit so werk, dat Jesus dit kan doen. En dan word hy bedroef en benoud, en ek kan so baie sê, en uiteindelik toe sê hy vir hulle, my siel is diep bedroef tot die dood toe, bly hier en waak saam met my. Hoor gou, om net te gaan sit is een ding, maar om te waak is nog 'n plan. Gebed bring jou in 'n staat van waaksaamheid. As jy nie bid nie, gaan jou waaksaamheid jou in die steek laat. Want dit is in jou gebed wat jy begin onderskei dat iets is aan die kom. Iets is aan die gebeur. Dis wanneer jy met opregtheid aanhou bid, dan sê die Bybel, en hy het 'n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en gesê, en as jy wil weet, hoe bid 'n mens, is hier al 'n riglyn of 'n aanduiding, nê. Dit is goed om op jou aangesig te val. En dit beteken jy met jou knieë kan buig. Want anders wil ek vir jou sê, gaan jy hard val.
So moenie waag om te probeer vooroorval nie. Ek dink nie dis 'n goeie plan nie. Jy gaan seer kry nie. Gaan net op jou knieë. En voor jy jou weet, dan is jou aangesig voor God laag neergebuig. Jy kan soveel leer uit die Bybel uit. En dan sê hy hierdie woorde, nê? Hy sê, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan. Nogtans nie soos ek wil nie, maar soos U wil. En ek gaan my haas om vanoggend te probeer in die konteks van gebed en wat wil die Here vir ons as gemeente sê oor lofprysing en oor gebed en wat wil hy hê moet ons doen? Hy wil hê ons moet sing. Kan ek 'n amen kry? En ons sing lekker, stem hier saam. En ons sing vanoggend se diens. Ek weet nie of jy het agtergekom het nie, maar vanoggend se diens het inhoud gehad. Elke liedjie het my aangespreek. Dit was so goed soos wat iemand 'n preek sou preek. Dit was so goed soos 'n Bybelstudie wat ek kon doen. Dit was so goed soos dat ek met iemand praat en daardie persoon bou geloof in my hart en sê vir my, man, die sing was reg. Nou sê ek, nou moet die bid regkom. Nou moet die bid op 'n plek kom waar ons kan sê, nie my wil nie, maar U wil geskied. En as jy verder lees in vers 53 van dieselfde hoofstuk, dan sien jy hoe daar dan nou klomp goed gebeur het. Jesus het gebid, die disippels, hy kom terug by hulle, hy sê vir hulle, hoe is julle elke keer aan die slaap, kan julle nie eers 'n uur saam met my waak nie, en so gaan die storie aan, en dan daag Judas op, en Petrus kap Malga se oor af. Kan julle hoor hierdie klomp goed wat gebeur? Klink nie na 'n normale bidtuur nie. Klink nie na 'n normale stukkie geskiedenis nie. Dis 'n gevaar oomblik. Jou leier word in gevangenskap geneem. Hulle kom met stokke en met swaarde daaraan. En hulle sê, waar's hierdie Jesus? Nou julle weet hoe hulle moes agterkom wie Jesus was, want Judas was veronderstel om vir hom 'n kus te gee, 'n soen te gee, om hom uit te wys met 'n soen. Ek is nog steeds vanuit my Bybelstudie uit oortuig daarvan dat dit was die een soen wat Judas toe nie reg gekry het nie. Want die ander evangelie vertel vir ons hoe dat toe hy probeer om Jesus uit te wys, hoe dat hy agteroor geval het. En hy heel moontlik nooit die daad kon volbring nie, maar hulle het geweet is Jesus, en hier is die geskarrel en alles. Het julle geweet dat iemand het so vinnig weggehardloop, dat hy uit sy klere uitgehardloop het? Gaan lees maar jou Bybel. Hy het kaal weggehardloop. Hy was so bang om geïdentifiseer te word met Jesus, dat hy pad gevat het. En ons weet later, dit was heel moontlik Markus gewees, wat so vinnig weggehardloop het, dat hy homself uit sy toga of uit sy kleed uitgehardloop het, en hier hardloop hy naak weg, want ek wil net nie deel word van hierdie storie nie. Ek wil vir jou sê, daar's te veel kerkmense wat weggehardloop het oor die jare, en hulle het nie besef nie, hulle het naak opgeëindig. Hulle het uiteindelik sonder niks opgeëindig nie. Want hoekom? Ek wil hê jy moet weet, as jy bly by die ware wynstok, as jy ingeënt bly in Christus Jesus, as jy die gemeenskap van die gelowiges soek, dan sal jy agterkom, die krag van God is daar. Daar's iets wat gebeur, soos op Pinksterdag is daar iets wat gebeur. God stort sy Heilige Gees uit en daar gebeur iets. Dis die moeite werd om te bid. En ek moet jou seker nie probeer oortuig nie, maar hier is die een gebed wat Jesus toe nie bid nie. Toe hy in sy krisis is, toe besluit hy, ek gaan dit hanteer. Ek gaan deur hierdie ding gaan. Ek gaan hierdie beker drink. En ek gaan hierdie kruis dra. Want hoekom? Ek het 'n belofte.
Ek het 'n oortuiging dat hy uit die dood uit kan opwek. En nou gaan ek jou op koers sit, hopelik, as jy nou vanoggend se woord saam met my wil waardeer, as Jesus sê, weet jy dan nie, hoor hoe mooi, of dink jy dat ek nie kan nie? Ek moet stadig wees. Dink jy dat God nie kan nie? Suiwer jou gebed. Suiwer jou hart. Maak jou gedagtes skoon. Kom op 'n plek waar jy sê, o rots van die eeue. U naam is rots. U naam is bo elke naam. U is die Alfa en die Omega. U is die begin en die einde. U kan uit die dood uit opwek. En is in hierdie wonder wat ek jou wil help om te verstaan, dat jy moet met 'n oortuigde geloof gaan as jy in gebed het, en dit behoort jou gebed nou te begin aanspreek. Nommer 1, bid jy? Nommer 2, hoe ernstig bid jy? Nommer 3, hoe oortuig is jy dat hierdie gebed wat jy nou bid, gaan 'n verskil maak? Dat dit 12 legioene van engele net kan laat opdaag. Dat hierdie maandeinde, of dat hierdie siekte en hierdie seer tot 'n einde gaan kom. Ek wil hê jy moet hoor, dit moet jou gebed aanspreek, want hoekom? Die Bybel is baie duidelik as hy sê, maar hy moet in geloof bid, sonder om te twyfel, want hy wat twyfel is soos 'n golf van die see, wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word. Want die mens moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie, so 'n dubbelhartige man, onbestendig in al sy weë. Wow. 'n Mens, as jy bid, moet jy met geloof bid. En weet jy, hoe groter, ek het geleer, hoe groter die uitdaging van die oomblik is, hoe eenvoudiger word my gebed, want eintlik word dit 'n beskrywing van my geloof. Dit begin om te sê, wat glo ek, gaan dit wees. En soms beteken dit nie dat dit jou gebed nou korter maak nie, of laat die antwoord op jou gebed nou skielik en gou opdaag nie. Dit beteken net jou geloof, jou vertrekpunt van gebed is reg. Jy weet dat jy weet en jy twyfel nie. Jy sê dit sal so wees. Jy beveg twyfel en teendeel, en jy bely dit, en jy sê, Here, as twyfel aan my deur wil kom klop, as ek wil wonder of dit moontlik is, dan kom ek om nog 'n keer met my woorde dit vas te maak, en te sê, my God can do anything. En my God is kragtig, en met my God loop ek 'n bendestorm, en met my God spring ek oor 'n muur. Met ander woorde, ek het nodig om te verstaan, soos Jesus, wat God se wil en plan was. Maar nou, is hier waar ek nou so gedink het, as ek nou vir die broers kan sê, werk mooi met julle vrouens, dan gaan al die susters weer baie waardering hê vir hulle pastoor, jy weet. Maar broers, nou dis nou nie waar ek wil uitkom nie, want ek kom toe by iets beter uit, as jou vrou. Ek kom toe uit by die een wie ek aanroep. Wie is jou God? En dit hoef ek nie net vir ons broers te vra nie, ek vra dit vir elke gemeentelid. Jy sien, in 'n naam is daar iets, of is daar iemand,
En wanneer ons gelees hoe dat Adam en Eva met God gewandel het, en daardie omwandeling met God word getermineer of word vereindig deur die sondeval, en hulle is in die dorings en die dussels en in die sweet van hulle aanskyn moet hulle brood verdien. Klink dit 'n bietjie na ons situasie waarin ons vasgevang is? Ons roei en stoei die hele dag, en uiteindelik dan sê die Bybel dat daar word vir Kain en Abel, storie ken jy, een slaan die ander die ene dood, die een word 'n voorvlugtige, en nou is Adam en Eva weer kinderloos. Jy gaan agterkom hoekom ek so klem laat lê. Jou gebede het met jou kinders te maak. Ek het die idee dat die meeste mense bid nie selfsugtig net vir hulle self nie. Hulle dink soms hulle bid net oor hulle self, en is reg. Maar eintlik bid jy vir jou kind. Eintlik sê jy, Here, laat my kind, laat ek dit wees, laat my kind. Here, help my, laat my kind. En as jy in die kind-God verhouding is, dan begin jy iets verstaan, dat as gebede met jou kinders te maak het, dan sê die Bybel dit so mooi, dat uiteindelik word Set gebore, en toe het Set 'n kind, en die kind se naam is Enos, en dan hierdie belangrike woorde. Hulle het die naam van die Here aangeroep. Hulle het begin om die naam van die Here aan te roep. En ek wil jou vanoggend op 'n plek bring, nee. As ek Genesis 11 vers 4 lees, dan sê hulle, en dit is waar ons is en waar ons nie moet wees nie. Dan sê hulle, maar kom ons laat ons vir ons 'n stad bou en 'n toring waarvan die spits tot aan die hemel reik. En hoor nou, hoekom wil hulle dit doen? Hier is God se antwoord is vasgevang in 'n naam. En sy naam is bo elke naam. Maar wat doen ons? Ons bou 'n stad en ons wil 'n toring bou sodat ons 'n naam kan hê. Ek hoop ek kry dit reg. Heilige Gees moet jou help, nee. Dat jy sal verstaan dat jou belangrike oomblik in jou gebed is dat jy sal begin om te verstaan, dit gaan nie oor jou nie. Dit gaan oor hom, oor sy naam, sy saak. So wanneer jy bid, dan begin jy bid oor wat hy wil. Wat sy plan is. En ek hoop jy ervaar dit saam met my, dat as jy in 'n gebed kom, waar jy begin om te sê, Here, maak my asseblief 'n ryk man, of Here, voorsien asseblief, of Here, gee vir my 'n getuienis. Here, laat die wêreld sien dat my gebede word geantwoord. Laat jy verstaan, jy is besig om 'n stad te bou en vir jou 'n naam te soek. Jy wil net nie uitgewys word as die een wat verloor het of wat misluk het nie. Maar weet jy, God kan jou mislukking en jou verloor in 'n oomblik omdraai. Want hoekom? Sy naam is rots. Sy naam is ewig. Sy naam is krag. Sy naam is uitkoms. Sy naam is wek op uit die dood uit. Sy naam is kragtig. En alles wat ons in sy naam vra, dit sal ons ontvang. Het jy al gewonder hoekom jy nie die alles ontvang nie? Is omdat ons nie fyn genoeg proewers is van ons gebedslewe nie. Ons moet weer, as ons binnekamer toe gaan, as ons weer op ons knieë gaan, as ons weer sê, nou bid ons, kom ons bid, dat ons versigtige tree sal gee en sal sê, Here, ek moet net so 'n bietjie werk aan die teorie van my gebed. Ek moet net so 'n bietjie seker maak, my gebed behaag U. My gebed is by U en nie by myself nie. En daarom
wil ek vir jou sê, dis gewoonlik sulke goed soos om oor die hele aarde verstrooi te raak. Laat 'n mens skielik wil sê, maar nou moet ek beskerm, nou moet ek oppas, nou moet ek keer. As ek hierdie verloor, het die weduwee wat haar hele lewensonderhoud as 'n offergawe gegee het, nie juis hierdie toets geslaag om te sê, die God wat my hier voorsien het tot hiertoe, is die God wat vir my vorentoe sal voorsien. Die God wat vir my besigheid of inkomste gegee het, of ek moet in krag gegee het om te werk, het my gehelp tot hiertoe. Hoekom sal hy my nie môre help nie? Ja, maar die pyn en die seer en die sukkel en die lewe is so moeilik in die ekonomie en die inflasie en die geldwaarde en alles. Ek wil vir jou sê, ons is vernielde mense totdat jy weer in gebed voor God kan neerkniel en jy kan begin om te sê, ek aanbid die rots van die eeue. Ek skuil net by U. Here, want in my eie kan ek niks doen nie. Die wêreld kan my nie help nie. Daar's nie 'n naam wat 'n verskil kan maak nie, maar ek ken die een naam wat bo alle name is. En daarom wil ek hê jy moet weet dat as ons praat oor gebed en lofprysing, laat jy sal verstaan, laat 'n naam en of om 'n naam te wil maak. Die AGS sing so lekker saam. Ek wil vir jou sê, God kyk net daai sing so en dan sê hy, kom ek sê vir jou, wie is hulle regtig? Of nee, die NG Kerk is so dood, jy weet. Hulle kan nie eers, hulle is nie. Weet, dan sê hy, kom ek wys vir jou wie is hulle regtig. Want hoekom? Ek wil hê jy moet iets snap. Ons lofprysing is 'n uitvloeisel van ons gebed. En jy kan maar lekker sing, en die wêreld kan dink jy kan lekker sing, maar kan ek vir jou sê, dis wanneer God sê, dit was nou mooi gewees. Dit was nou goed gesing. Dat jy die inhoud van jou gebed en jou sang sal sien. En daarom wil ek hê jy moet weet dat dit het alles te maak met die persoon van gebed. En nie die een wat bid nie, maar die een tot wie jy bid. As jy na 'n pastoor toe gaan, verwag jy 'n sekere ding. As jy by 'n dokter kom of by 'n meneer kom of 'n werktuigkundige kom, dan verwag jy 'n sekere ding. Sê julle my saamstem dat as ons sê, waar's Jan? Nou ken julle vir Jan? Okay, waar's Herman? Ken julle vir Herman? Herman, steek op jou hand. Waar's Barend? Barend, steek op jou hand daar. Dan gaan jy van Barend iets verwag, maar waar's Jan? Gaan jy van Jan iets verwag? Hoor gou, hoekom ek hierdie kind-ouer ding doen? Jy moet dit snap in jou lewe. Jy moet jou gebed en jou lofprysing in lyn bring met jou kinders, né? Want as ek vir jou sê Renier, en ek praat nou nie van senior nie, ek praat nou van junior. Wat verwag ons van Renier? Ek het dit opsetlik gedoen, Kobus, Nanda is gelukkig nie hier nie, maar jy kan vir haar sê ek het net mooi gepraat, né? Wat verwag ons van Nathan? Wie weet wie's Nathan? Nou, so 'n paar van julle. Wie ken Verlen? Hy's 'n ou hartedief. Nee, hy steel mense hart. Nee. Goed. Wat verwag ek van Jan? Wat verwag ek van Barend? Wat verwag ek van Herman? Wat verwag ek van elke man? Wat verwag ek van elke vrou? Wat verwag ons van elke seun en dogter? Hoor gou asseblief, hoor. Hoe beperk jy sy naam? Jy dink hy is soos Jan en Herman en Barend. Jy dink hy is soos Renier en Nathan en Len. Maar nee, sy naam is Jesus. Sy naam is Jesus. Hy sê, as my volk Israel verslaan word voor 'n vyand, omdat hulle teen U gesondig het en hulle bekeer en U naam bely en bid,
en smeek voor die aangesig in hierdie huis. Wil ek 'n laaste punt maak wat vir jou moet belangrik word. Ek wil hê jy moet hoor dat die volk Israel word teruggeroep na die huis. AGS Pleroma word teruggeroep na die huis. Hierdie gemeente het nodig om 'n groot en 'n sterk beweging van gebed te hê, want ek wil vir jou uitdaag en ek wil vir jou sê, as jy 'n toets wil gaan maak oor wat ek sê, dan gaan vra jy vir 'n kind om vir jou te bid. Nou nie vir jou te bid nie, maar om 'n gebed te bid. Sê vir daai kind, bid gou vir ons, laat ons. En dan luister jy mooi, wat hoor jy? Hoor jy, liewe Jesus, help asseblief vir pappa en mamma. Hoor jy, liewe Jesus, ek kry so swaar, want my pa wil nie vir my 'n fiets koop nie. En wat hoor jy? Of gaan dit oor Jesus? Gaan dit oor die naam? Die een wat jy aanroep, is hy in staat, is hy kragtig om te doen, en daarom kan ek nie anderster nie. Ek wil net weer dit in jou hart wakker maak. Ek het laasweek gesê, ek hoef nie alles weer te doen nie, maar daar is die kern daarvan. Hy sê, as hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek, dan sal ek die verskil kom maak. Ek wil hê jy moet weet, dat gebed gee lofprysing inhoud. Dis wanneer jy tot die naam bid, dis wanneer jy besef, dat dit wat jy nou vra, hy kan dit doen. Hy is in staat om dit te doen. En dis in hierdie soek, en in hierdie smag, en die verlang, wat ek laasweek vir jou die klem laat val het op Paulus en Silas, wat lofprysing gesing het. Maar luister wat sê die teks. Hy sê, Paulus en Silas het, sê dit hardop, Paulus en Silas het gebid en lofliedere gesing. Dis nogal vir my, ek dink dis nogal 'n volgorde wat ons moet verstaan. Dat eintlik behoort bid voor lofprysing te wees. En wat bedoel ek daarby? Wat wil ek daardeur vir jou sê? Ek wil nommer 1 hê, jy moet saam met my in die donker sel ingaan. Dis donker nag. Daar was nie vreeslik ligte gewees nie. En hierso hoor jy 'n stem. En dis Paulus of Silas. En hy begin om te bid. En hy sê, Vader, en al die gevangenes luister. Hy sê, ek dank U dat ek kon groot word en dat ek die verhaal van Jerigo ken. Vader, U weet, ons is onregverdig in hierdie tronksel gegooi. Ons word teëgestaan vir dit wat ons oortuig is, wat waar is. En hier bid hy. Kan jy hoor hoe bid hy? Kan jy hoor hoe bid Paulus of Silas? En hy sê, en U het gekom, en net soos wat ons as volk die beloofde land wou inneem, was Jerigo se mure in ons pad gewees, en hulle het ons verhinder, en Here, hier is 'n verhindering vanaand, en ek kan hoor, hoe ernstig begin Paulus en Silas bid. Kan jy dit vanoggend hoor? Kan dit in jou gees losbreek in die donker nag? Jy kan niks onderskei en verstaan nie, maar jy hoor die woorde, jy hoor, en daarom wil ek 'n sterk punt maak, dat gebed kan nie altyd net gefluister word nie. Jy bid soms hardop uit. Laat ander mense vir jou sal sê, ek hoor wat jy gebid het. Maar nee, skaam is mos die baas in die oorhand. Ek kan nie bid nie. Ek wil vanoggend vir jou sê, dit is jou groot struikelblok wat jy moet oorkom, en dan sê jy, ek gee nie om wat skaam wees sê nie. Ek soek God. Ek smag na sy uitkoms.
Ek smag dat hy 'n antwoord vir my sal gee en daarom wil ek hê jy moet weet, dit is hoekom ek glo. Toe hulle klaar gebid het en hulle begin om te sing, toe kan hulle sê, ons God kan mure laat instort. Ons God kan hindernisse verander. Ons God, en daar kom die aardbewing, halleluja, en God maak hulle vry, halleluja. Hy maak die deure oop. Wie wil vanoggend saam met my sê, ons het nodig om weer met oop deure vorentoe te gaan. Daarom wil ek vir jou sê, ek kan my nie anderster indink as dat 'n gemeente 'n Woensdag aand of 'n bidtuur nodig het nie. Ek kan my nie indink laat ons iewers gaan kom as ons nie kan bid nie. En vanoggend as jy saam met my aan die nagmaaltafel gaan aansit, dan wil ek hê jy moet weet dat hulle het volhard in die lering van die apostels. Hulle het dag vir dag, en nou wil ek 'n punt hiervan maak. Hulle het dag vir dag. Waar het ons opgeëindig? Woensdag en Sondag. Dink gou as ons godsdiens, as ons kerk wees, sou van jou opeis om elke dag in die kerk te wees. Nou wil ek vir jou sê, gaan hou bietjie Pinksterbidure saam met ons. Hier by die 6de of die 7de keer wat ons by mekaar kom, dan sê hulle vir mekaar, kan ons nie maar aanhou nie. Julle het dit nie gehoor nie. Want hoekom? Dan gebeur iets. Die mure van Jerigo sal val. En daarom wil ek vanoggend vir jou vra, in hoe mate volhard jy? In hoe mate volhard jy? Dit is my so mooi dat Jesus, toe hy agterbly en Maria en Josef kom terug, en Maria sê hierdie interessante of belangrike woorde, sê sy, my kind, ons het jou met angs gesoek. Ons het jou met angs gesoek. En ek wil vanoggend sê, jy moet weet, Jesus is hier. En hy sal op gebed reageer. Kan ek en jy bid? Dankie, Sissa. Kan ons bid? Is ek op 'n plek waar my gebed 'n weerspieëling is van jy kan maar soontoe gaan, want hy bid. Moet afsluit met hierdie laaste woordjie of Bybelse voorbeeld, nê, is toe in my geskiedenis, laat my nou nie steek, maar toe Petrus hierdie visioen kry terwyl hy bid van al die onrein diere. Help my, wie het na hom toe mense gestuur? Cornelius? Of wie ook al. Stuur na Petrus toe, want Cornelius bid toe ook. Hier bid Petrus, ja, is Cornelius, nee, is my geskiedenis reg. Maak hom vir my reg as ek nou verkeerd verdwaal is, nee. Ja, en hier bid Cornelius en daar bid Petrus. En die Here sê, maar hierdie twee moet by mekaar uitkom. En Petrus kry nogal 'n prentjie van, jy weet, ek sal nie gaan nie, want ek gaan nie na sulke mense toe nie. En Cornelius wonder seker weer, hoekom sal Petrus kom? Moenie laat jou dink oor dinge groter word as die rots nie. Verstaan weer, dit lê in sy naam. Dit lê in een enkele naam. En sy naam is Jesus. Jy kan hom maar Yeshua noem. Jy kan hom maar iets anderster noem. Hy steeds
die Seun van God. Hy is die Alfa en die Omega. Hy is die rots van die eeu, hy is die bloed, hy is die rooi roos, die soet roos van Saron. Hy is die lelie van die dale. Hy is my God. En as jy vanoggend aan hierdie tafel aansit, en ek gaan my broers vra om na vore te kom, en jy aan hierdie tafel aansit saam met my, wil ek vir jou vra, wat noem jy Jesus? Wie is hy? Vir my is hy die brood van die lewe. En vir my is hy, deur sy wonde, het daar vir ons genesing gekom. En vir my is hy, die een wat bereid was, om in Golgotha en Getsemane te sê, nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. Kan ons as 'n gemeente weer gebed iemand maak en nie iets nie. Adam en Eva het dit verloor. Hulle het dit verloor, daardie omwandeling in die aandwind. En skielik was God nie meer daar nie. Totdat hulle die naam van die Here begin aanroep het. Gaan jy my saamstem as ek nou vanoggend so tussen my 3 broers staan en ek kyk vir hulle en ek sê, Hugo, kyk daar, Hugo. Maar het julle vir Hugo gekyk? Hugo. Nou, hy weet as ek Hugo, hy ken my so goed, hy ken al die soorte Hugos. Halleluja. Hendrik, is dit nie wonderlik nie? Hy ken al sy name. Hy weet hoe hy aangespreek word. En hoe ek bid vanoggend, dat hy weer vir jou sal word, die brood van die lewe, en laat deur sy wonde, daar vir jou genesing sal wees. Want hy het 'n naam. Kom ons bid. Hemelse Vader, dankie dat ons vanoggend kan sê, in the name of Jesus, we have the victory. And we don't need to know how to pray, but if only we can say, Jesus, Jesus, Jesus. Here, ek wil bid dat hierdie woord vanoggend elke hart sal vasgryp en dat ons sal verstaan, dit gaan nie oor my woorde, my gebed en my plek en my tyd nie. Dit gaan oor U. Oor rots van die eeue. Oor rots van die eeue. Ek skuil net by U. Hierdie is nie die tafel van die AGS kerk nie. As jou hart jou nie veroordeel nie, is jy welkom om vanoggend daarin deel te neem. En te weet dat die nag waarin die Here Jesus verraai is, hy die brood geneem het, dit gebreek het en gesê het, neem eet, dis my liggaam wat vir julle gebreek word. Hoor gou, hy bied hom aan en hy sê, as jy moeg en oorlaai is, kom na my toe. As jy nie meer weet nie, kom na my toe. En dan gaan jy na Jesus toe. Kom ons doen dit tot sy gedagtenis, ook die beker na die ete, met hierdie woorde, dis my bloed, bloed in die Nuwe Testament. Bloed uitgestort op Golgotha as 'n vaste verbond, 'n onveranderlike, dat ek gee my lewe vir jou. En hy doen dit nog 'n keer.
as jy in gehoorsaam met die Here Jesus nog nie gevolg het deur die doopwater nie, as jy nog nie jou bekeer het nie, as jy hom nog nie 'n ereplek in jou lewe gegee het nie, moedig ek jou aan, maak hom nommer 1 en sê ek kies vir Jesus. Ek soek sy heerlikheid en ek eer U daarvoor. Kom ons doen dit tot sy gedagtenis.